Hallo julle almal, ek is Lizelle en ek is baie opgewonde oor vandag se les. Ek hoop jy het jou mamma lekker bederf verlede week met Moedersdag. Het jy al ooit gevoel asof jy nie regtig belangrik is nie? Of dat ander mense is beter as jy of het beter talente as jy? Partykeer dink ons net die mense op die verhoog is belangrik vir God, maar is glad nie waar nie. Die Bybel gebruik 'n ongelooflike mooi voorbeeld. Dit sê dat die kerk is soos 'n liggaam. Nou, hoe lyk 'n liggaam? 'n Liggaam met hande en voete, oë, ore. Aan die binnekant van jou liggaam is daar ook wonderlike dinge wat saamwerk om jou in die lewe te hou. Jou hart, jou niere, jou darmes. Nie een ding kan sonder die ander een werk nie. As een deel wegval of ontbreek, werk die liggaam nie soos hy behoort nie. Behalwe miskien vir jou blinde darm. So ook met die kerk, die liggaam van Christus. Elkeen is baie belangrik en jy het 'n plek in God se familie. Terwyl jy nou na hierdie video kyk, luister mooi hoe elke deel saamwerk en dink waar God jou dalk wil gebruik. Vra die Heilige Gees om jou te wys waar jy inpas. Have you ever wished you had a certain talent or gift? Maybe you wished you were a brilliant scientist, or a world-famous singer, or a gold medal-winning basketball player. Those are all good gifts, but sometimes, no matter how much we practice or how hard we try, we just won't have all the gifts we want. But that doesn't mean we don't have special gifts of our own. We all play an important role in the body of Christ, also known as the church, and God's given all of us gifts to help. The Apostle Paul talks about this in the book of 1 Corinthians. He said to think about it like this. In our human body, our eyes and our feet were made to do very different things. Our eyes were made to see, and our feet were made to walk. If our eyes and our feet decided to change places, how would we see? How would we walk? Our bodies wouldn't work very well. The body of Christ is the same way. God's given us our special gifts as part of His church. When we use those gifts well, the whole body of Christ works like it should, to show God's love to each other and the world. But when we don't use our gifts or get jealous and wish we had different gifts, it's like we're an eye wishing we were a foot. God made you to be you, with your own unique and special mix of gifts and talents. So think about how you can use the gifts He's given you to follow Jesus and serve others as part of the church. When you do that, you'll be true to the self God made you to be. Wow, daai video wys vir ons iets baie belangrik. Ons leef in 'n wêreld waar mense heeltyd probeer wys wie die belangrikste is, wie die slimste is, wie die sterkste is, wie die meeste followers of likes het, wie kry die meeste aandag, maar God se koninkryk werk anders. In God se familie gaan dit nie oor wie die grootste is nie. Dit gaan oor almal wat moet saamwerk. Luister weer wat Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 27. Almal saam is julle die liggaam van Christus en elkeen van julle is deel daarvan. Dit beteken, jy is nie per ongeluk hier nie. Jy is nie onbelangrik nie. God het 'n doel vir jou lewe. Hy het jou met 'n doel gemaak. Party mense is goed met bemoediging. Hulle praat met mense en praat hulle moed in en dan voel hulle beter. Dis die cheerleaders in ons lewe. Wat glo jy kan enigiets doen? Wie se mamma is 'n cheerleader? Party mense help ander mense. Party mense is leiers. Mense kyk na hulle vir rigting en hoe hulle lewens moet lyk. Party mense bid baie sterk. As hulle bid, dan gebeur goeie goed. Party mense maak ander welkom voel. Hulle het 'n gawe van gasvryheid. En weet jy wat? As almal net dieselfde was, sou die liggaam glad nie gewerk het nie. Kan jy dink as jou hele liggaam net een groot oog was? Hoe sou jy loop? Hoe sou jy geëet het? Dit klink snaaks, maar dis presies Paulus se punt. Ons het mekaar nodig. En dit beteken ook dat ons moet leer om mekaar te respekteer. Ons moet mooi werk met mekaar.
Ons moenie ander mense afbreek omdat hulle anders is as ons nie. God gebruik verskillende mense op verskillende maniere. Kan ek julle vra, wat dink jy kan God van jou gebruik? Waar kan hy jou gebruik? By die skool? By die huis? Om iemand te help? Om vriendelik te wees teenoor iemand wat alleen is? Of om vir iemand te bid? Jy hoef nie te wag tot jy groot genoeg is om deur God gebruik te word nie. God gebruik graag kinders. Kom ons sluit af en ons luister weer een keer na hierdie vers. Julle is Christus se liggaam en elkeen van julle is 'n noodsaaklike liggaamsdeel. Hier volg nou 'n lys van sommige van die liggaamsdele wat God aan die gemeente gee. Eerstens die apostels, tweedens die profete, derdens die wat onderrig gee, dan die wat wonders doen, die wat gawe van genesing het en die ander ondersteun, die wat leiding gee en die wat in tale praat. Ek wil hê julle moet hierdie week onthou, jy is belangrik. Jy hoort hier en God het 'n plek vir jou in sy familie. Ons gaan nou 'n lekker aktiwiteit doen in die klas en ons sien julle weer volgende week. Bye!